hartlike goeie môre. Dan wil ek sê baie welkom ook aan Warren Elliot en sy seun vanmôre spesiaal, ons gaste vir die oggend. Hulle gaan vir julle bedien en julle gaan uit julle sokkies uit gebless word. So kom ons gee vir hulle 'n goeie gansverwagting. En toe ons nou hoor Warren Elliot kom, het ons het altyd die naam onthou, maar in die tyd wat ons met hom te doen gehad het, dink ek was ons te siek om regtig alles met mekaar te sit, want jy sukkel net om te oorleef. So ons het nooit Warren Elliot se naam vergeet nie, en toe ons dit hoor, toe sê dis die ouetjie wat ons gehelp het in die tyd van COVID. In die tyd van COVID is my man toe hospitaal toe en ons bly by die huis, en hy het 'n ministry waar hy suurstofmasjiene aangekoop het en dit gratis aan mense gaan beskikbaar stel, eintlik om te hoor waar is daar iemand wat COVID by die huis het, dat hy hulle kan help met die suurstofmasjiene. En Dr. Marie Olivier, sy laat my weet van die man, en hy kom en hy bring vir ons 'n masjien, en ek raak toe al sieker en al sieker. Ek gaan nou nie oor dit nou uitwy nie, ek is toe later hospitaal toe. Leanne besluit toe sy bly by die huis, want daar's niemand om na die hond te kyk nie. En sy is eintlik sterwend van COVID. Die van julle weet nie, Leanne, my persoonlike dogter, Leanne, sy besluit sy bly by die huis. En ek is in die hospitaal, en daar gaan by my verby, dat ek nie weet, is dit maandag of dinsdag, ek sien die son kom op, en ek sien die son sak. Dis wat het is. En is die Here, en hierdie man, wat gemaak het, dat die kind vandag hier kan sit. So ek wil die Here sê, al die lof, en al die eer, en dankie, dat jy toe 'n instrument in die hand van die Here was, en dat jy steeds 'n instrument in die hand van die Here was, is. Ek weet verseker dat Jesus leef, want hy het my sondes, hy liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nog vrede in my gemoed. Kom en kyk, want hy is my leidsman. Ja, hy laat my lief. Hy is oorwinnaar, hy is hier. En selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Yes! Die wat bedruk is, laat hy weer lag. Halleluja! Vir die wat moeg is, gee hy weer krag. Deur sy genade, liefde en trou, sal hy sy kinders ewig hou. Halleluja! Want hy is my leidsman, hy laat my lief. Hy is oorwinnaar, ja, hy is die. En selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Want hy is my leidsman. Kom en kyk. Yes, hy is oorwinnaar. En hy is die Here.
vergewe, want hy is getrou. Halleluja! Hy sal vergewe, hy is getrou. Ons moet so dankbaar wees vir sy genade. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty, so much stronger. Oh, this King of glory, the King above all kings, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. Yes, that you take my place, Lord. That you bear my cross. You lay down your life, Lord, that I would be set free. Oh, I'm free. Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings out chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shine like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. Oh, this is unfailing love, that you take my place, Lord. Oh, that you would bear my cross. You lay down your life, Lord, that I would be set free. Oh, yes, I'm free. Jesus, I sing for all that you've done for me. Thank you, Jesus. All that you've done for me, Lord. Dus dan kan zijn goedheid. All that you've done for us. Oh, yes, worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. You are worthy. Worthy is the King who conquered the grave. Oh, worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Oh, yes, worthy is the Lamb who was slain. Oh, you are worthy. This is amazing grace. Yes, this is unfailing love, that you would take my place, Lord. Oh, that you would bear my cross. You would lay down your life, Lord, that I would be set free. Oh, yes, I'm free. Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me, Lord. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, Lord, that you would bear my cross.
Jesus, I sing for all what you've done for me. Thank you, Lord Jesus. Dankie, Here Jesus, vir die kruis. Dankie vir die genade, Here. Dankie dat ons elkeen vanoggend hier kan staan. We bless you, Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Oh, here it comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Oh yes, we worship You, Lord. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Oh, we worship You. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing, and 1,000 reasons for my heart to find. Oh, here we go. To bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Your holy name. Your holy name. Here He is heilig. You are holy, Lord. Set apart. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. Yes, 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before.
Blessed Lord of my soul. Come on, kerk. Your holy name, Lord. Oh, my soul, I'll worship your holy name. Oh, yes, we'll worship your holy name. Yes, we worship your holy name. Your holy name. Cause I believe you are able, and I believe that you are good, and I believe you are with me even now. And I believe you are greater than every mountain that I face. And I believe you will supply all I need. You're all I need, Lord. Till the ocean runs dry, my God is my provider. Oh, yes, you are, Lord. Though my heart it may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. Oh, yes, you're with me. You're my provider. Sing, would you speak? I am listening. I cannot do this on my own. So I will lift up my eyes, for my help is found in you. It's found in you. Until the ocean runs dry, my God is my provider. Oh, yes, you are. And though my heart it may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. No, yes, you're with me. You're my provider. My provider. Oh, yes, you are. You're my provider. My provider. Until the ocean runs dry, my God is my provider. Though my heart it may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. Oh, yes, you're with me. You're my provider. My provider. You're my provider. My provider. Here, dankie vir u voorsiening. Dankie Here dat ons na u kan kyk. En u kan vra vir dit wat ons nodig het. Here, help ons elkeen wat hier staan vanoggend om in lyn te kom met u wil. Met u genade en voorsiening
beskerming, Here. En in U wil, is waar alles perfek is, Here. Dis waar ons vrede kry. Met ons omstandighede, vrede in ons storms. Maar Here, dankie dat ons hier kan vra. Till the ocean runs dry, my God is my provider. Though my heart it may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. Oh yes, you are with me. You're my provider. My provider. You're my provider. You're my provider. Gebruik net hierdie tyd om jou oop te rig. Jou hart oop te maak vir sy voorsiening. Here, mag ons geestelike oë en ore oop gaan, Here. Dat ons hier duidelik hoor waar ons moet loop. En hierdie pad wat U vir ons elke minuut gelê het. Dat ons in U perfekte wil sal wees, Here. Amen. Baie dankie vir die geleentheid om vanoggend hier by julle te wees. Ek het is vir my so amazing gewees toe ek net vanoggend die storie hoor. Dis eintlik so lank terug. Ek spot altyd en ek mag dalk 'n paar grappies tussendeur maak, vergewe my. Dis my manier van kommunikeer, maar ek het ekskuus. Ag, dankie tog. Ek het hierdie verskriklike goeie korttermyn geheue. Dis baie kort. So ek vergeet baie keer die detail, die belangrike detail in die lewe en ja, dis maar iets waarmee ek saamlewe. So ek het konstant my kripnotes nodig met liedjies en selfs al is dit voor my sing ek soms verkeerd. En dan het ek natuurlik my kripnotes vanoggend vir my eie getuienis. Maar baie van die goed is vasgebrand in my gees. Dis goed wat ek nooit in my lewe sal kan vergeet nie. Dis ongelukkig, dit gebeur met die slegte goed, maar so 6-7 jaar gelede het God vir my regtig begin openbaring gee vir die eerste keer in my lewe. Ek sê altyd ek het 14 jaar gelede het ek my hart vir hom gegee. Maar die afgelope 6-7 jaar gee ek my lewe vir hom. En daar's 'n groot verskil, hoor. En sodra jou lewe neerlê en vir hom gee, dan begin hy inspreek en hy begin vir jou goed oopbreek wat jy gewoonlik nooit verstaan het nie. So dis letterlik daai gebed wat ek nou gedoen het, ons geestelike oë en ore sal oopgaan, dat ons kan sien wat hy vir ons beplan, hoe die koninkryk werk, al die beginsels wat pastoor van gepraat het vanoggend. Soos byvoorbeeld die beginsel van saai. Ja, so is julle reg vir 'n 3-4 ure sessie? 1% lavande. Nee, ek spot nie. Ons gaan net so 2,5 uur bezig. So ek wil net begin dit te sê, ek het Afrikaanse name Warren Gray Elliott en 'n Engelse naam Warren Gray Elliott, maar ek is regtig so Afrikaans wat jy kan kry. En ek het die geleentheid, ek het gisterand vir my storie vertel net so vlugtig, my eerste bedieningsgeleentheid waar ek geleentheid gekry het om agter 'n podium, mens noem dit 'n podium, né, te staan op 'n verhoog in 'n kerk was in 'n ander land in Nieu-Seeland. Ek was vir 3 weke, amper maak ek 3 jaar. 3 weke was ek daar gewees. En I had to speak the English style deliciously for that time, né? So dis vir my lekker om dit in my moedertaal te doen. So ek is besig al vir 5 of 6 jaar om spesifiek een boek te skryf waar daar 'n tweede een bygekom. Die een boek se naam is Weapons of Mass Destruction
En dan die tweede wat daarmee bykom, wat half uitvloei is, die krag van vrede. En so ek is al so lank besig daarmee, so hopelik gaan ek dit binne die volgende 5 of 6 jaar klaarmaak as deur my spaar. Maar die Weapons of Mass Destruction is iets wat ek en 'n goeie vriend begin saamskryf het, en dit gaan oor wapens wat die vyand gebruik teen ons, om ons weg te hou van daai perfekte wil af, né? En die krag van vrede is eintlik maar eenvoudig, en dis iets wat ek eintlik die afgelope jaar of 2 eers geleer het. Want Jesus sê, ek gee vir jou my vrede. Nie vrede soos wat die wêreld vir jou kan gee nie, my vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dis 'n skrif wat ons maklik lees, né, maar totdat jy sy vrede ontvang, verstaan jy dit glad nie. En sy vrede maak dat jy op 'n plek loop, né, waar jy geen plan B en plan C het nie. Daai voorsiening wat ek ons net ook gesing het, provide, né? Ek kan julle 'n storie vertel daarvan. So, dit gaan so 'n bietjie later op my getuienis inkom. Maar so dis die 2 boeke waarmee ek besig is, en die ding is dat daar sterk vestings wat gevorm word in ons lewe, né? En dit hou ons in 'n plek van slawerny. En 'n goeie beskrywing is om te sê dat die Israeliete is uit Egipte uitgehaal, né? Maar dit lank gevat om Egipte uit die Israeliete uit te haal. As jy verstaan wat ek sê, né? So, hoe ek by dit alles uitkom, en ek gaan nou 'n klein stukkie van my lewe probeer vertel, en dit voel vir my altyd so vreemd om met myself te praat, maar ek wil vir julle 'n bietjie van 'n venster skep, om te sien hoe die vyand hierdie Weapons of Mass Destruction in my lewe gebruik het, om my weg te hou van wat ek vandag hier staan en doen. En dank die Here, sonder al die aanvalle was dit ook nie moontlik nie, want ek het nie getuienis gehad nie. Ons almal het 'n getuienis. En ek dink die grootste getuienis van alles is hy vat ons uit die donkerheid en hy sit ons in die lig neer. Amen. Okay, so die wapens wat ek van praat is goed soos depressie, vrees, verwerping, minderwaardigheid, armoedige gees, trots, angs, klomp goeders, né? En ja, so om net vinnig in te gaan in my getuienis, en daar's so 'n dingetjie wat ek gelees het. Tell the story of the mountain you climbed. Your words could become a page in someone else's survival guide. Hier sit 'n seun voor my, 14. Ons gaan nou so 'n bietjie oor hom gesels. En hy gaan, dis nou die tweede keer volgende naweek bedien ek by 'n mannegeleentheid. En kinders en manne en goeders, en hy gaan getuig. Hy's 14. Dis die tweede keer. Ons het een keer 'n manne aand gehou waar ons letterlik 'n pa en seun aan, waar ons pa's en seuns gehad het, en ek het getuig, ek het bedien, en hy het dieselfde gedoen. Hy's 14. So wat ek probeer sê is, ons elkeen hier het iets waar God ingetree het in ons lewe wat ons kan oorvertel vir iemand. En daai raak 'n bladsy in iemand se survival guide. Sjoe, die paddas hier in Gansbaai. Dis 'n brulpadda. So ek het arm groot geraak, en ons niks fout met arm nie. Maar in die armoede is daar baie ander goed wat jou breek. En een van die skrifte in die Bybel, en jammer, ek het nou nie vir julle gegee nie, dit het net opgekom by my is. Ek is baie jammer hoor, dit gebeur nie gewoonlik nie, dis nou Satan blyk. Dit is die liefde vir geld. The love of money is the root to all evil. Dat was 'n mooi Engelse stukkie, né? Wow. The love of money is the root to all evil, né? So daai love of money gebeur nie net in ryk mense se lewens nie. Dit gebeur meestal in armoede, want it's the lack of money. Veroorsaak liefde, want dis wat ek gesien het. Ek het gesien, Jesus, daai ou is ryk. Kyk, almal respekteer hom. Hy het die mooiste kar. En almal aanbid hom, né? So om arm te groot te word het baie nadele. En so ons het in ek noem dit 'n glorified shack. So dis 'n sinkhuis gewees, sinkdak uit sinkmure, ons het in so een groot geraak. Ek is die enigste kind. Ek het nie by my ouers groot geraak nie. My ma het 'n spesifieke beroep beoefen.
dit is die oudste beroep in die Bybel. Dit is nie houtmaker nie. Of skryf, wat is woord? Skryfwerker, ja, is nie houtwerk nie. So, ek was nie heeltemal beplan nie. En my pa vermoed ek werk vir Samsung of Hyundai, een van die plekke en ek vermoed so, hoor. Want ek weet nie wat my so laat dink nie. Die ding is wat ek, hoekom ek daar wil uitbrei is dat verwerping is 'n sterk vesting wat begin in die baarmoeder. En ek is 49 en ek het vir 'n groot deel van my lewe verskriklik baie gedrink. Ek sê altyd vir mense, ons het nie baie gedrink nie, net naweke en saans. Nee, so maar daai dis 'n masker wat jy opsit, nee, want jy is glad nie gelukkig met wie jy is nie, nee. En so my ma het moontlik, en ek moet nou baie versigtig wees hoe ek dit sê. Ek het al vir ruk lank uit die werk uitgehou, né? So wat ek probeer sê met daai stelling is dat sy het my begin verwerp in die baarmoeder. Sy wou my nie gehad het nie, want ek het haar lewe vir haar moeilik gemaak. Dit was nie my skuld nie. En natuurlik na ek gebore is, en dan sal daai proses het net erger geraak. So hulle sê die eerste 1000 dae van, ek moet eintlik so praat, nee. Die eerste 1000 dae van 'n kind se lewe is die belangrikste. En 260 dae van is in die baarmoeder, en die res, die balans. Hulle sê daar's 3 tipes mense. Een wat goed is met wiskunde en een wat nie. So ek weet nie wat die balans van 1000 is, jy 260 aftrek nie, so ek probeer. Maar die balans na die kind se geboorte, dis wanneer die ma die kind vat en vashou en nurture en liefde gee, né? En ek vermoed ek het ook nie daai gehad nie. So verwerping het al hier begin in die baarmoeder en dit het 'n pad saam met my gestap. Okay, so ek moes net daai duidelik kry want deur die openbaring hiervan wat God, dit is een van die hoofstukke wat ek bespreek in my boek. God breek hierdie goed, sy gees breek vir my hierdie goed oop, né? En dan kan ek met mense praat, dan kan ek dadelik sê, die persoon sukkel so met verwerping, né? En dit affekteer jou aksies, né? Ek laat hom nou vooruit en maar ek probeer nou skyn hierso want ek respekteer julle tyd. Maar ek wil vir julle die magnitude gee van wat ek probeer oordra. Okay, so ek is deur die verwerping, dis asof dit 'n magneet raak vir alles wat sleg is. Just like. Ek was so 6 gewees toe ons Groot toe trek na hierdie sinkhuis toe. Ek was 6 gewees en ons die trok stop daar. Onthou ek sit al met 6 jaar van my lewe met hierdie verwerping en ek weet nie hoe om dit hanteer nie. Ek weet nie eens wat dit is nie, maar ons stop in Groot, die lorry, my oupa wat my groot gemaak het, hy was baie trots op die titel, 'n waarrytuig skoonmaak. So wat dit eintlik sê is, hy het in die aand, ek het net nagskool gewerk vir 30 jaar, hy het in die aande gegaan, hy het die treine skoon gemaak. En so hy het toe afgetree, natuurlik nie baie groot pensioen gekry nie, hy het hierdie huis gekoop vir R12.000 daai tyd. En die trok stop daar so met die meubels en ek dog maar jy stop nou by die verkeerde huis hoor. Ek dink seker langsaan. Dit kan nie hierdie huis wees nie. En ons laai daar, dit is hierdie sinkhuis. Dis glad nie mooi nie. En beslaag so 'n kind van 6 dit kan agterkom, né? En daar tot ek baie deur gegaan vernedering want die dominee sal huisbesoek links van of regs van ons doen en links gaan loop hy net verby ons môre. Hy kom nie by ons in nie. Want dit is nie vir my moet te werk nie. Daar was 2 of 3 sinkhuise in die area en ons 3 sinkhuismensies was vriende. Ons het nie gemeng met die baksteenhuismense nie. Nie sommer nie. Maar so op 'n ouderdom van 8, nee, toe het ons 2 huise van ons af was nog 'n sinkhuis gewees. En daar het 'n man gebly. Ek was vriende met sy seun, hy was 'n alkoholist. Ek vermoed hy het sy vrou geslaan en hy was net regtig 'n baie moeilike mens. Hy was 'n trokdrywer en eendag te roep hulle my en ek kom in die kombuis in. En ek hier's nou kinders. Ek kan eintlik nie in detail gaan nie, maar dit is wat ek moes deurgaan as kind van 8 jaar oud. En hier staan hy met my kat.
Hy hou my kat vas. Hy sê my kat het hulle kat se kleintjies opgevreet. Hy gaan nou vir my wys wat maak hy met my kat. En om dit mooi te stel, hy het my kat voor my ontneem van sy lewe. En nou, ek het 'n hele klomp kinders in my huis, waarvan die jongste is 6 en die enetjie net, of 2 of 3 net bo hulle is 9 en 10. En ek kan my indink, daai kindertjies, Lourens, as jy nou moet dink, nee, AJ of Jaden of een van hulle, nee, moet so iets ervaar, nee. Ek meen, dit, vir 'n kind van 8 moenie sulke goed sien nie. Dit sal hulle traumatise for life, reg? Ja. En op 'n ouderdom van 10, toe het daar 'n oom by ons ingetrek wat nou in die bloedfamilie van my was. Sy naam is Robert geweest. En hy lewe nie meer nie, maar hy was ook alkoholist. En hy nooi my in aan 'n parkie toe, ek help hom dra aan 'n sak met koorts, en weet jy wat koorts is? Julle is nie verstaan nie. Dis 'n kerkie vir mense. Ons dra koorts en maar ons nou speel ek op die parkie en dis al so half skemer en ek sien hy breek die bottel en hy druk gras in die bottel in. Nee, wat gaan nou met hom? Hy speel en hy roep my nader en hy vat my so agter my nek, nee. En hy sê asem in. En hy trek aan die glasbottel en hy sit sy sopperige mond oor my neus. En hy blaas dagga in my neus op. En ek is nooit weer dieselfde nie. Ek begin rook. Ek begin drink. Ek begin steel. Ek begin beklei. Ek begin allerhande goed doen wat mense nie moet doen nie. Nie op daai ouderdom nie. En dan roep hy my en sê hy my, jou hare sny. Dan sny hy vir my moderne style wat 2025 sal werk, nee. Oral happe. Kom sorry, is 'n stuk van jou oor af. Sny my hare, dan moet ek so skool toe gaan. En een dag by die skool kom hy daar aan ons sit. Ek wys net vir hom, want ek het gestaan die storie vertel wat ek moes dit in Engels doen, dit was soos 'n katastrofies, nee. I tell the stories to the peoples. Nee, dis nie so erg. Ek sit in die skoolsaal, ons omtrent 1000 mense, nee, hy kom dronk by die skool en hy sê, Warren! Ek hoor hom, nee, daar's nie 2 Warrens in die skool. So, as dit nou Koos was, of André, of Johan, of Warren, nee. En ek sak af, en op daai stadium verdaag die saal, nee, nou wat ek gisterand oor vertel is, ek kon dit in Engels daai woord verdaag. Weet julle wat die woord verdaag in Engels is? Nee, ek ook nie. Dismiss, dankie. Dat ek vir die kerk daar in PE sê ek vir hulle, en die hol verdaagd. Maar ek het hulle gereed gemaak vir wat kom. So ek maak 'n grap daarvan, dis die enigste manier wat ek my foute kan wegsteek. Maar hy skree my naam en ek sak af en ek begin huil. En ek kruip tussen die kinders deur en ek hardloop weg. So het hy my verneder en boop die verwerping, is vernedering, dis soos petrol op 'n vuur, né? Ek het op 16 begin bid vir die duiwel, letterlik, né? Dan lê ek in die aand in die bed en dan sak ek letterlik in my matras en so. En ek hoor al goed loop rondom my kamer. Dis verskriklik geweest. Ek het op die ouderdom van 21 het ek 'n huwelik verwoes waar haar kind betrokke was. Ek het dan net erger geraak. Soos ek sê, ek het verskriklik baie gedrink en op 23 toe ontmoet ek 'n wonderlike vrou. Haar naam is Liani. En ek is nou by haar. Dank die Vader. Ons het 'n pragtige dogter, Saskia. Sy is nou 23 en sy gaan met by ons bly tot sy 60 is. Sy het klaar die kontrak geteken. En ja, so ek het maar op 18 het ek begin gitaar speel. Ek het in die klas gesit en 'n goeie vriend van my het gesit en speel daarso. En ek het gesê, "Jesus, maar ek wil dit doen." Maar ek het nie geld gehad nie. Toe bou ons 'n gitaar. En ek het nou nog daai gitaar. So ek het nou begin sekulêre musiek later aan skryf en dit het toe begin verkoop, né? En ek hoef nie meer te steel nie. Ek kan nou gaan sing, iewers dan betaal mense my, né?
En die liedjie se naam wat my bekend gemaak het is Vuurwarm. En ek het eendag toe ek by 'n kerk en daar's seker so 1000 mense in die kerk. Dis ook so, kom ons sê 500 hierdie kant en 500 hierdie kant. En ek begin terwyl ek het begin met bediening met liedjies. So ek sou 2 liedjies net bedien het, nie aanbidding lang net bedien. En ek vertel hulle van die liedjies en ek begin met speel. Sy so vuur en die helfte van die kerk staan op en begin saam sing, né? Die pastoor sit, hy's nie baie gelukkig nie. Maar ja, so die amazing ding is, né, die liedjie gaan so, sy so vuur warm, sy so aan die brand. En eendag sê 'n man vir my, hy sê vir my, maar dis mos jy met hierdie rip-off liedjie. Ek sê, waarvan praat jy? Eers maar kyk, my lont is kort hoor. Dit is so nou ontplof ek, né? En nou hierdie ou moet vir my CD's aankoop en ek wip my vir hom, né? So dis ek worry glad nie. Wat bedoel jy? En hy sê, nee maar, dit is, he's got the whole world in his hands and, oh my head. Ek het die melodie nagemaak, maar dit was nie intentioneel nie. Ja. Maar ek dink regtig die Here se hand sit in alles, want hy het my daai tyd al begin voorberei vir wat ek nou moet doen. Ja, so, ek het nog net 3 ure oor, okay, ek is nou klaar. Die belangrike ding is, né, julle kan sien hoe die vyand in hierdie lewe van my, né, te werk gegaan het met hierdie wapens van massaverwoesting, né, om my weg te hou van wat ek vandag doen, né. En ek is nie spesiaal nie. Hy het vir ons elkeen wat hier sit, het 'n spesifieke doel in die lewe. Daar's een ou, né, met die naam van Billy Graham. Hulle reken hy het by iets so 2.5 biljoen mense uitgekom in die gospel. Maar daar's 'n vriend van hom wat vir Billy gesê het, kom hierso, kom gaan na hierdie event toe. En daar het Billy Graham tot bekering gekom. Almal onthou vir Billy, nee, maar daai ou wat vir Billy gevat het na die event toe, het dieselfde aandeel in die koninkryk. Ek glo so, want dis 'n matrix, alles het so 'n kettingreaksie. So as elkeen hierso het 'n doel, en dalk is dit nie om op verhoog te staan nie, dalk is dit nie om miljoene elke maand te saai in bedienings nie, dalk is dit net om een persoon op die regte tyd na God toe te lei, of hoop te gee. Ek was op 'n toer gewees met hierdie simpel liedjie in Johannesburg, en my vrou bel my. My vrou bel my, en sy sê, gewoonlik as jou vrou bel, en vra sy, gaan ons braai vanaand. Kan ons dit doen of daai? Sy bel my, sy sê vir my, kan ons 'n seentjie inneem? 'n seentjie, 'n 7 weke seentjie. En ek sê ja, want my oupa het my groot gemaak. Ek het nou nie met my ouers gebly nie, so kom ons neem die seentjie in vir 2 weke. Ek is nog in die wêreld hoor, ek dink nog baie. Ek kuier, as ek 3-4 uur die oggend my foon vat, dan is daar 20-30 missed calls van my vrou af. Dis die lewe wat ek gelei het. Dat sy my nie geskei het nie, is God se genade. Sy bel my, sy sê, kan ons hierdie seentjie inneem? Hy is 7 weke oud. Hy is die seun van een van daai vrouens, selfe werk wat jou ma gedoen het. En haar baas, haar pimp, wil hom verkoop vir Moody. En my vrou vat die seentjie huis toe. Ek dink ek is 2 weke weg gewees. Ek kom by die huis, ek sien hom. Hy's verwaarloos. Hy's onder voet. Hy klere aangehad van 'n 2-jarige, maar hy is 7 weke oud. Nee. En hy is choopstol. Hy skree nie as hy honger is nie. Hy skree nie as hy krampe het nie. Hy is nie choopstol. En ons gaan na die owerhede toe, want ons moet dit offisieel maak, anders is dit child trafficking. Ons gaan na die owerhede toe, ons vra die landrosmaaiers, die kind, kan dit wees dat die kind stom is? So sê nee, dit is 'n algemene verskynsel onder kinders wat uit prostitusie uitgebore word, want hulle los die kinders nie daar in die kamer, hulle gaan werk, kinders skree vir kos, omdat hulle seer het,
bou dit brand of wat ook al en daar's net nie hulp nie. Dis hoekom 'n babatjie se skreeu daai frekwensie is wat jou want dis bedoel om dis 'n alert, help my, né? En daar kom nie hulp nie. En dan hou hulle op hulle rok stom. En ons kry die seentjie en hy word in veiligheid by ons geplaas vir 3 maande. En ons raak lief vir die seentjie. En 6 maande later gee ek en my vrou ons harte vir die Here. As gevolg van iets wat in ons harte gebeur het met hierdie daad wat ons gedoen het. En ons kom tot bekering en soos ek sê net ons het ons harte vir hom gegee. Die lewe gee kom nog, nee. En maar ewe skielik nou is ons opgestel vir 'n huis van veiligheid, nee. En skielik begin daar kinders by die agterdeur inkom, nee. Of nee, die kinders kom by die voordeur in en die geld gaan by die agterdeur uit. En dinge val heeltemal plat. En ons het later net dink soos 8 kinders in ons huis en die erge ding is skielik my vrou kan haar mond oopmaak om te eet nie. Nee. En sy gaan dokters toe en hulle diagnoseer hom kanker. En ons weet nie wat om te doen nie. Sy het bid en sy sê, Here, maar ons het nou net ons lewe reggemaak. Ons het hierdie seun ingevat en nou gaan ek doodgaan. En die ergste van alles is, ons het 'n besigheid van die huisbedryf. Ons het daai stadium nogal redelik baie geld gemaak voor dit. Ek het gesing en sy het goed gedoen met die besigheid en dit is maar so op en af gewees, maar ons het nogal redelik goed gedoen, né? En ek was die besigheid verkoop want sy het baie druk gehad in die besigheid. Dit was deel van dit. Maar sy het verkoop vir appel en 'n ui en my optredes het letterlik genousedive. Mense wil my nie meer bespreek want ek was 'n kuiermens gewees. Ek het saam met die mense gekuier tot 3, 4, 5 in die oggend, né? En nou kan ek asseblief 'n cappuccino kry. En hulle wil my nie meer boek nie, né? En so gaan dinge net agteruit, maar die Here kom op snaakse maniere deur. So byvoorbeeld ons yskas is vol, maar daar's nie geld in my bank nie. Mense bring vir ons kos. En ek is nou nog trots, hoor. Dus nee, is okay, ons is fyn. Maar ek dood van die honger, né? Mense bring vir ons kos en op een kol en dis 'n kragtige getuienis. Ek moet die kinders skool toe vat. 2 of 3 kinders moet ek skool toe vat. En ek staan met 'n Mercedes in die garage. Maar ek kan nie eintlik ry nie want ek het 17 kg oor wat ek kan ry. En ek bid vir die kar. Ek sê, okay, Here, ek gaan nou die kinders skool toe vat, maar hulle gaan nie vernederd wees nie. Ek gaan heel moontlik op pad terug en ek gaan staan sonder brandstof. Ek bid vir die kar en ek jok nie vir dit. Ek ry, dis 'n 11 km roundtrip, 5,5 so toe, 5,5 terug. Toe ek in die garage intrek, raai wat sê die kilometers? 17. Ja. En so begin ons klein goedjies sien, né? Onthou voorsiening kom nie op 'n manier wat jy dink nie. En maar nou natuurlik alles gaan agteruit. Alles raak agter. Dit is net katastrofies. Ek verloor gewig soos by die minuut, kilo per minuut. En ek wil nog een getuig, net een deel van hierdie lewe waar God regtig ongelooflik weer gekom het. Ek wil dit met julle deel en dan gaan ek nog een liedjie sing. Is julle reg? Okay. So alles gaan skeef en ek kry 'n uitsettingsbevel uit ons huis. Nou ons het op Skilpad gebly, né? As jy uitkyk by die deur dan kyk jy so oor alles. En ek kry 'n uitsettingsbevel. Ek kan nie my vrou sien nie. Suikerbehandeling vir kanker. Ek probeer in my eie krag. My plan B, plan C, plan A. Probeer ek in my eie krag nog 'n toereël dat ek kan geld in samelewing toe weer stop. Die laaste dag van my toer is in 1 Desember in Appington. Hoeveel dae November 30? 31. In November 30. Die laaste dag van November kom ek in Appington aan
en ek praat met 'n vriend, nou, onthou net, die uitsettingsbevel moet die 1 Desember in werking tree, né? My vrou weet van niks. Die bal hier kan enige oomblik daar aankom en sê, sorry, ek gaan nie hoeveel kinders hê, kom uit, sit jy goed buite nie. Ek is so onverantwoordelik, né? Ek kan nie die inligting deel met hom nie. En ek gaan Appington toe en ek praat met 'n vriend wat ek nou deur vorige optredes daar leer ken het. Hy sê vir my, "Jesus man, ek kan sien jy's lekker nie hoor." Maar die ou is 'n gelowige. Hy sê, "Weet jy, bid Psalm 91 vanaand." En ek wil tyd vat om dit met julle te deel. Ek weet nie wat julle situasie is nie. Ons almal het maar ander uitdagings, né? Maar Jesus, dit was vir my, "Gelukkig het jy dit klaar gekry vir my." O. Nee, maar die Bybel app is ook goed. O, okay. Stop. Ek gaan dit in Engels lees. Ek kan baie goed Engels lees, hoor. Maar ek lees hierdie Psalm vir 'n halfuur lank. Ek bid dit, maar ek maak seker ek verstaan die konteks van elke woord, sinsnede ensovoorts, né? En ek bid dit. En dan kan ek dit vir julle lees. Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. En net daai, het al so baie waarde. So, onthou wat ek net gebid het, vir dat ons in God se perfekte wil bly. né? So, hoe vind jy rus in die skaduwee van die Most Almighty? Hoe bly jy in sy skaduwee? Jy stap waar hy stap. Jy kan net in iemand se skaduwee wees as jy heeltyd by hom is. Net daai ding moes ek daar leer. Sê, what? Is dit wat hy net daarmee sê? Genade. This I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God and I trust Him. Net toe pastoor praat van die aanbidding, né? Ek het so 'n dingetjie wat ek by iemand anders gehoor het, maar dis iets wat ek my eie gemaak het. Dit sê worshiping, dit gaan oor worshiping. Dit sê trusting the Lord is the highest form of worship. This is powerful, né? Trusting the Lord is okay. So He is my God and I trust Him, for He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. So sonder ek geweet het, né? Het ek het in my kop bid ek in hierdie situasie van hierdie uitsettingsbevel in. Maar hier cover ek sommer die Haniese siekte ook. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Do not be afraid of the terrors of the night, nor the arrow that flies in the day. Do not dread the disease that stalks in darkness, nor the disaster that strikes at midday. Though 1,000 fall at your side, though 10,000 are dying around you, these evils will not touch you. Just open your eyes and see how the wicked are punished. If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you, no plague will come near your home. For He will order His angels to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands, so you won't even hurt your foot on a stone. You will trample upon lions and cobras, and crush fierce lions and serpents under your feet. The Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. And I will reward them with a long life and give them my salvation. Sure. Elke keer as ek dit lees, is so mooi en is so uit God se hart uit. En ek bid dit, né? En ek sit my foon 1 uur die oggend van die 1 Desember. Uitsettingsbevel met inkom daai dag. Sit ek my foon neer. 3 ure later in my slaap, 4 uur die oggend kry ek 'n e-pos van die eienaar van die huis wat ek gehuur het, wat in Kanada bly. Wat die volgende sê: ek het na deeglike nadenke tot die volgende besluit gekom, om die uitsettingsbevel terug te trek, om al die agterstallige huur af te skryf. Ek het die eiendom verkoop, maar julle kan in dit bly tot die einde van daai termyn. Prys die Here. Dis die eerste kennismaking van een groot
wonderwerk in my lewe. Nou ek was in my vorige lewe, my BC dae, before Christ, was ek 'n master manipulator. Ek kan vir jou sê wat jy wil hoor, hoe jy dit wil hoor, wanneer jy dit wil hoor, né? Want ek glo God het my 'n onderskeidingsgees gegee en jy al jou gifts gebruik jy of vir die wêreld of vir die koninkryk, né? En ek het my musiektalent het ek gebruik vir die wêreld. Ek het wel eens gesaai. En nou gebruik ek vir die koninkryk en selfs met discernment. Maar so ek kon discern hoe ek met jou moet praat. Maar ek het geen invloed op daai mens, daai man se besluit gehad nie, want hy was in Kanada. Ek het glad nie sy kontak besonderhede gehad nie. En dit is net vir my amazing. Dit gaan nog aan vandag. Dit raak nog groter, né? Maar ek gaan nie los hiermee. Dit is 14 jaar later. En daai 7 weke ou seun sit hier voor. Hy's 14 op pad 15 toe. Ek kyk al die kinders, hulle sê mos, hoe oud jy nou? Nee, ek word 17. Soos in, maar dit sê nie hoe oud jy nou is, nie doen dit? Ja nee, ek word 17. So ek wil eintlik al 17 wees. Hy word 15. Hy dien die Here. Ons het 'n profeet gehad wat een oggend vir ons in 'n aanddiens en ek jammer gebid het en hy het so aan Lucky se arm gevat en hy gesê this is a very intelligent boy this. En ek sê nee, maar hy het eintlik aan my arm gevat. Hy het so hy het gesê this is a very intelligent boy and I believe the Father has given him all the gift that he has given you. So hy het nou al liedjies geskryf, hy speel gitaar en ek kan net dink daar ek op 14 was, maar die Here het 'n groot plan met jou lewe sien. En ek is bevoorreg om jou pa te wees. En so ons het hierdie bediening begin en ek het vir hom gestaan gevra sien lank terug het hy saamgekom. Dan is hy nog klein, hy verstaan nie wat ek sê nie, maar as die eerste keer wat hy groot is wat hy net nou saam met my kom, vra vir hom, gaan jy ongemaklik voel as ek hier ook praat? Sê vir my nee, ek wil nie eens hoor wat pappa gaan sê. Maar ek glo die Gees het my gelei want ek sit nie ons kinders op 'n rak neer en sê kyk hierself, dis wat ons doen en kom ondersteun ons nie. Ek wil nie daai mens wees nie, want dit is 'n plan B. Verstaan, dis 'n winkel. En dit is my kind, hy is soos my bloed. En elkeen van die kinders wat ons ingeneem, daar's 7 wat permanent by ons bly, wat vir ons pappa en mamma sê, buite my dogters, ons huisgesin is groot. My geduld is min. Bid vir my asseblief, en my vrou. Maar ek het 'n eister vrou, Leonie, die Here het haar genees van kanker. Sy het nou weer uitdagings met haar gesondheid, maar ek weet die vyand, daai aanvalle kom net voor die deurbraak. En hy wil ons gedagtes net afhaal van wat God se wil vir ons is en wat sy plan met ons. Hy wil ons afhaal van daai pad af waar ons moet stap. Want as ons hier kan hê, baie mense stap langs die pad en dink hulle is besig met die dinge van die Here, né? Maar hulle is nie besig met die Here van die dinge nie. En dit is die ander hoofstuk, die laaste hoofstuk van my boek is juist dit godsdienstigheid, religion. Dis iets wat so kragtig in ons samelewing werk. So ek wil vir julle dankie sê vir die geleentheid om hierdie storie met julle te kon deel. En dat julle gesit het vir die 3,5-4 ure. Ek wil nog een liedjie sing as ek mag. En dit is 'n liedjie wat ek oral sing. Dit is vir my so spesiaal. Dit gaan regtig oor die goedheid van God. En toe ek in Nieu-Seeland was, toe ek hierdie oom ontmoet, hy is ek het op sy 90ste verjaardag gesing. En 2 maande voor sy 90ste verjaardag het hy tot bekering gekom. Hy was in die Tweede Wêreldoorlog gewees en hy was op 7 skepe in die vloot, Britse vloot, né? En 5 van die 7 het gesink. Wow. En ons bid so almal in 'n kringetjie. Ja, maar en ek sien in my geestesoog sien ek hoe die Here hom beskerm, hoe hy hardloop en hy spring met drade en daar's net die beskerming oor hom, maar hy's nog nie God se kind nie. Hy het hom nog nie aangeneem as sy verlosser nie, né? En die Here se beskerming is oor hom. Ons kan hierdie goed nie altyd verduidelik nie, né? Hoekom dit met sommige mense gebeur en ander nie, né? Maar
Maar 2 maande na sy 90ste verjaarsdag is hy oorlede. Maar hy is nice. En elke keer, as ek hierdie liedjie sing, dan dink ek, wow, God is so goed, né? Ek wil regtig net dat God se gees in julle harte werk en dat julle net sy goedheid in julle lewe sal raak sien. Partykeer is mens in storms, né, en jy bid daai storms weg. Here vat weg hierdie storm. Maar die storms is moontlik daar om jou sterker te maak, om jou te bou. En as jy daai perspektief inneem, né, dink ek, want alles wat voor jou is, dan sê maar Here, wat is die plan hiermee? Dan begin jy sy goedheid in alles sien. Well, I love you, Lord. Know your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. For I love you, Lord. Yes, Lord, we love you. And know your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fires and in darkest nights. You are close like no other. Known you as a father, known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Faithful. And all my life you have been so, so good. Oh, with every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. Oh, we sing it, Lord. Your goodness is running after, it's running. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so,
so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of my God. Oh yes, I'll sing of the goodness of my God. Oh yes, we'll sing of the goodness of God. Miskien sit jy vanmôre hier en jy dink, ja, hierdie ou het 'n fantastiese getuienis. Wow. Onthou, hy was daar. Ek weet, want ek was daar. Die leefstyl wat hy van praat, ken ek baie goed. Ganswyse mense van die ouer dae ken hierdie vrou baie goed. Ons is diep uitgehaal deur die Here se genade en dan wil die mense baie keer wonder, hoekom raak ek so opgewonde om net te kan spring, want God het ons uitgehaal. Maar vanmôre is die mense met seer. Vanmôre sit die mense met verwerping. Vanmôre sit die mense wat vry kan uitstap daar, dis jou keuse. En ek, halleluja, Here ons dankie, ons loof U en ons prys U, en ons gee aan U vanmôre al die lof, en al die eer, en al die prys, dat ons kan sê, your goodness is running after me. Here, ek bid vir elke persoon in hierdie plek, dat U Heilige Gees met hulle sal besig wees, terwyl hulle uitstap, Vader God, en dat U mense se lewens sal omdraai na U toe, mense se lewens sal verander, dat hulle net nooit weer dieselfde sal wees nie, dat U hierdie gemeente se mense sal maak, dat ons uitverkoop is vir Jesus, vir die koning van alle konings, en ons dank, ons loof, ons prys U. En Vader, weer eens sê ons vir U baie dankie, vir Warren en sy seun wat vanmôre gekom het, terwyl ons hier staan, dat ons hande uitreik na hom toe, ons wil opnuut weer guns en seën oor hom afbid, Here, en ek wil verklaar, Here, al wat ek kan sê is wat U woord sê, en ek wil verklaar, jy is wat die woord sê jy is, en jy kan doen wat die woord sê jy kan doen, en jy sal bereik wat die woord sê jy sal bereik, en jy sal hê wat die woord sê jy sal hê. Jy is nie onder die vloek nie, jy is geseën met al die seëninge in Christus Jesus. Jy is geseën met al die seëninge in Deuteronomium 28 vers 1 tot 14, en al kom die vyand op een pad na jou toe aan, op 7 paaie sal hy voor jou uitvlug, want dit is deel van jou erfenis. Hulle wat jou wil aanval, sal boom oor jou val, want jy is die appel van jou Vader se oog. Die Here seën jou, die Here seën jou grondgebied, hy vermeerder dit. Ek dank hy hou al die onheil van jou af weg. Lord, I thank you that you surround him and his house, his household, his ministry with a wall of fire, and Lord, that you will use them more than ever before to the glory and the honor of God. We give you all the glory, the honor, and the praise. We bless your name, Lord. We bless your name. Kom aan, die Here is werk om geprys te word. As ons vir 'n rugby span wat so treurig is en plek kan verloor en 'n bal nie is, dan val nie kan hande klap, kan ons vir God beter doen. Prys sy naam. Prys God. Prys God. Give God the glory and He will give you the victory. Geniet 'n geseënde dag verder en mag dit 'n week van oorwinning vir elkeen van julle is, en ons verklaar, ons spreek lewe. Die Here is op die troon. God bless you.